Ek wil graag vir u voorlees, die Here het vir ons die 10 gebooie gegee, as die riglyn waarmee ons moet lewe. En toe kom die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie keer probeer om Jesus vas te vra. Hulle het hom nie van hom gehou nie, hulle het hom 'n ouend, nee, weet ons, gevange geneem en hy's gekruisig omdat hy sê hy's die seun van God. En dan kom hulle op 'n manier om vir hom vas te trek. En wat gaan hy nou sê? Want hulle vra vir hom, wat is die grootste gebod in vers 28 van Markus 12? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Weet jy, ons lewe in so 'n wêreld dat ons nie anders kan as het ware om ons tyd op te deel nie. Ons doen dit ook sonder dat ons eers dink daaraan. Hoeveel tyd het ek nou nodig? Hoeveel tyd het ek nou nodig gehad om gister hier te kom? Ek moes dit inwerk en weet dat ek nie in die donker hier aankom nie. Hoeveel tyd het ek nou moet u eie dagboek eintlik nou voor gehad het, om te sê, hoe deel 'n mens jou lewe in tye wat jy uitsit vir hierdie ding en vir daai ding. En weet jy wat my getref as ek hierdie vers lees? Hoe gaan ons nou met die Here maak? Want hy is in ons teenwoordigheid, hy wil met ons praat, hy wil vir ons leer, hy wil vir ons lei, hy wil ons beskerm. Daar's so baie wat die Here ook in sy teenwoordigheid kan beleef, as ons hoor wat hy sê. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê. Goed, dis goed, want ons verstaan dit. En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel. Jy moet hom lief hê met jou hele verstand, met jou hele krag. En dis daar waar ons begin dink, en dis daar waar ons onsself in die spieël moet kyk. Sê, Here, hoe lyk dit met my lewe? Is ek so oorgegee aan U, dat U weet, dat ek U voluit lief het, en U dien? Dit beteken nie, U moet nou predikant word nie. Dit beteken net, dat ons lewe sal meer wys in ons alledaagse lewe, wanneer ons die vreugde van die Here in ons dra. Die vreugde dat ons hom regtig lief het. En dit sien 'n mens in iemand se lewe. En dis hoekom ons, as ons dit lees, dan wil ons vir die Here vra, Here, ek is U kind, dit weet ek. Maar Here, ek moet bely. Hoe sê mense as jy iemand afskeep? Here, dat ek U afskeep in my stilte tyd, dat ek U afskeep in my kerkgang, op my knieë, en dat U weet dat ek dit wil bely ook vanmôre. Kom ons doen dit met die sing van lied 241 vers 1 en 2. Dan sê die Here vir ons, in Romeine 5 staan dit, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo, ons het dit ook gesing, U sien my hart se wonde. Daar is nou vrede tussen God en ons, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry, tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Gemeente, dis die wonderlike, daar is nou geen veroordeling meer nie. As ons nie kan leef, as my kinders, wat my lief het, moet wonder tog, of hulle my kind is, sal dit verskriklik wees, vir hom en vir my. Maar as ons weet ons behoort aan mekaar, in ons huisgesinne, en ons weet ons behoort aan die Here, deur ons geloof in ons Here Jesus Christus, dan sê die Here, kan jy ook vanmôre weet, so seker is wat jy dit bely het uit jou hart uit,
So seker kan jy hier uitstap vanmôre. Ek is vry. Ek is 'n kind van die Here. Daai sekerheid maak dit soveel anders in 'n mens se lewe, waar jy kom, wat jy doen ook al. Hy het my syne gemaak. Daarom wil ek hê ons moet, as ons nou sing, is dit 'n lied oor ons vryspraak wat ons geniet. En dis 2:1:2. Ek kom net by hom uit. 2:1:2. Lof, sing die Here, buig voor hom neer. En ons gaan sommer al 3 die verse daarvan sing. Kom ons staan, dan sing ons dit. Gemeente, ons het daarvan gesing, van ons behoort aan die Here en ons blydskap, en ons het teenoor mekaar dit getuig, en hy het dit gehoor, en ek wil hê ons moet nou ons geloofsbelijdenis doen. Daarmee sê ons vir die Here, en hierdie belydenis kom deur die eeue heen, waar kinders van die Here gesê het, maar hoe kan ek nou vir iemand sê, wat glo julle alles? Wat is vir julle die uitstaande punte van julle geloof? En toe het hulle die geloofsbelijdenis wat ons dan ook hier het, die gereformeerde ene, en ek gaan wil hê dat u moet opstaan, want jy staan daarvoor op. As jy dan nou vir die stem van Suid-Afrika opstaan, dan moet jy dit dubbel doen as dit by die Here kom. Kom ons staan, dan doen ons. U kan dit saam met my doen, of u kan sê nee, in my hart gaan ek dit antwoord. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, en vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie, u kan maar sit. Junior, waar is jy? Ek weet jy is die man wat die PowerPoint en die goede. Kan jy vir my, ek wil net eers die kindermoment doen, en dan kan, ek sal jou 'n aanduiding maar gee, wanneer jy dan nou kan wys die tema en so aan. Is dit reg so met jou? Ek wil graag met julle kinders praat. Wie van julle kinders dink nog, jy's darm 'n kind? Nie, hoe oud jy is nie, maar jy's darm nog jonk in jare. Is jy 'n kind? Ja. Nou wie's nog 'n kind? Daar's nog 'n kind, daar's nog 'n kind. Daar's nog 'n kind. Kom ons kyk hierdie blok, hoe ver kom ons nou? Jy, hallo, is jy 'n kind? Ja. En daar's nog klein kindertjies ook, né? Wat se kant, die kant. Mooi man, ek waardeer dat jy nog sê jy's 'n kind, né? En jy ook 'n kind. Dis so lekker. Haai, wil julle nie maar net vir my hier voorkom? Ek wil gou vir julle 'n paar vrae vra. Ag, kom ons maak dit nou net ontspanne en spontaan. Ek is baie bly, ek is baie lief vir kinders. Myne is nou ongelukkig groot al. Maar kom gou net vorentoe, julle kan aan die banke sit hier voor. As julle my nie kan sien as julle hier voor staan nie, sit sommer net nader. Ons gaan moet nou nie vergeet van pa, ma en tannie en oom. En julle maak my hart baie bly, hoor. Julle hart maak my baie bly. Ek gaan sommer hier staan, dan kan ek julle sien. Kom ons staan sommer hier. Dankie. Ek wil julle sommer 'n paar vrae vra, hoor. Maar dit is nie moeilike vrae nie. Dis wat julle vir my kan antwoord. As julle nou mooi dink. En julle kyk vir my, gaan julle die eerste vraag kan antwoord. Want die eerste vraag is, as julle na my kyk, wat wys vir julle dat ek 'n bietjie ouer is as julle?
Wat, jy kan jou hand opsteek, dan gaan ek vir jou antwoord, julle kan antwoord. Kyk bietjie mooi na my, né? Dink julle ek is 'n bietjie ouer as julle, né? Ja, dankie. Wat maak, waar het Wiet geantwoord? Is hy? Wat maak dit dat jy dink ek is bietjie ouer as jy na my kyk? Ek's groter, het julle gehoor? Wat dan, daar's nog iets. Maar jy's reg, hoor, jy's reg. Wie kan my nog iets sê? Ja. Daar gee die antwoord weg. Het julle gehoor wat sy gesê het? Maar jy's pragtig, hoor. 10/10 vir jou. En julle het ook dit gedink, né? Nou wat julle dit sien. Is ek reg? Right. Dan die tweede ene wat ek vir julle wil vra. Of ek wil vir julle gou sê, en dan gaan ek julle weer op jou ene vra. Wat, daar's baie tekens, né? Dis nou my teken vir julle, né? En wat sê die teken? Teken sê jy's ouer. Goed. Daar's ander tekens nog daar buite wat 'n mens ook sien wat dit wil vir jou iets sê. Nou wil ek vir jou sê, julle het mos nou robotte in die dorp ook, né? Daai goed. Right. Nou robotte praat ook met 'n mens. As 'n mens na hulle kyk, wat sê hulle alles? Ek gaan vir julle vra eers en julle kan sommer saam antwoord, want ek dink almal van julle het hierdie antwoord. Wat sê 'n robot vir jou as hy vir jou groen wys? Steek julle hande op as jy weet. Ja, gaan. Jy kan maar gaan. Jy kan maar ry, né? Right. Tweede ene, wat sê die gele of die oranje, wat die mense ook al, wat sê jy? Die gele. Pas op, is ek reg? Hy is doodreg. Hy sê, jy moet stadiger, want jy gaan nou dalk wat se kleur enige kry, na die gele. Die rooi sê, stop. Party mense is kleurblind, hoor. Hulle sien, as ek sien hoe ry hulle by die robot, dan lyk dit vir my asof hulle nie die geel kleur lekker sien nie. En hulle, hoekom, wat doen hulle? Ja? Hulle is kleurblind, ja. Want, wat dink hulle is geel? Ja. Hulle dink hy's groen, dit is doodreg. En die gele sê, stadiger, die rooi lig gaan nou kom, né, die rooi lig. Wat sê hy? Wat dink jy sê hy? Ja? Stop. Dis wat 'n rooi lig doen. Hy wys vir jou, hy sê, kyk vir my, dus julle vir my gekyk het, né? En dan sê julle, wat sê dit, ek is ouer. Wat sê die robot? Stop, ry of wag. Dan is daar nog ene. Nou gaan ek vir julle 'n teken wys wat almal van julle sal kan antwoord. Ek is seker daarvan. Het julle al die teken gesien? Steek gou julle hande op, wie het nog nooit hierdie teken gesien? Het julle hom almal al gesien? Wie van julle wil vir my sê wat nog nie geantwoord het nie? Die ander wat al geantwoord het, moet vir hulle nou kans gee, né? Wat sê jy? Wat staan hier? Coca-Cola, daar sê. Wat doen 'n mens met Coca-Cola? Wat moet 'n mens dit drink? Gooi ons dit by die blomme dat hulle mooi groei. Wat sê jy? Ons drink dit, dankie. Smaak dit bitter of hoe is dit? Hoe smaak dit? Lyk lekker. En smaak hy ook lekker? Yes! En nou. Preek is amper klaar, hoor. Bly net staan. Nou gaan ek vir julle hierdie wys. Wie van julle kan my sê, en ons gee eers kans, wie kan hand opsteek almal? Wat noem ons? Noem net eers vir my, wat is dit? Het julle al so iets gesien? Ja, ken julle almal hierdie teken? Wat sê hierdie teken? Eers ja, wat sê die teken? Iets het gebeur, laat hierdie teken so belang. Jesus het op hom gehang. Ja. En wie kan vir my sê, hoekom het hy op hom gehang?
vergewe. Hy het al ons, want hy het die wat gedra. Hy het die straf gedra. Want ons is sondig, ons is so gebore. Adam en Eva was sondig omdat hulle vir die Here het gesê, julle is gebore om vir my te lewe. En hulle het gesê, nee, ons wil nie vir u lewe nie. Sorg vir ons vir alles wat ons nodig het, maar ons gaan nie u dien nie, ons gaan self dien. Ons wil besluit wat is verkeerd en wat is reg. Nou ons kan nie dit vir die Here sê nie, want hy weet mos wat die beste is vir ons. En toe sê God, en daarom die loon van die sonde, die betaling van die sonde, is die doodstraf. En hy het gekom, die Seun van God, om vir ons te sterf aan die kruis. Nou gaan ek vir julle 'n bietjie moeilike vraag vra. Het hy bly hang aan die kruis? Nee, wat het gebeur? Ja, wie wil hom help gou? God het hom gehelp? Ja? Nou moet jy harder praat. Moenie bang wees nie, hulle weet ook niks nie, niemand het daar hand opgesteek nie, hoor. Ja, hy is begrawe en hy's dood aan die kruis. Het hy altyd daar gebly in die graf? Nee, hy het op die hoeveelste dag opgestaan? Die 3de dag het hy opgestaan. So die Here wat ons aanbid, is die een wat ons so lief het, dat hy vir ons kom, sterf het. En daarom is dit vir ons ook, al is dit 'n hartseer teken, dis ook vir ons 'n wonderlike teken. Hy het nie aan die kruis gebly nie, hulle het hom begrawe selfs, maar hy het opgestaan. Die kruis is, dit begin met 'n L, die kruis, is die kruis nog vol? Iemand wat daar hang? Nee, die kruis is leeg. Want hy is opgestaan en hy lewe vir ons en hy kom ons haal op die wolke. Right. Baie dankie julle. Ek waardeer dat julle het my lekker geantwoord. Goed. Tata. Gemeente, julle het alright kinders, hoor. Skerp. Ons gaan saam lees vanmôre uit die Bybel, en ek wil hê Junior moet dit net so 'n bietjie hang daarso by die gebed en ek sal vir jou aanduiding gee. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan jubel in U naam. Dankie dat U ons liefhet, oneindig liefhet. Dankie Here dat U ons nie vergeet het nie. Dat U ook vir ons uit die hemel uitgekom het om vir ons te kom sterf. Al ons straf wat ons moes kry. U het dit opgeneem op U skouers en U het daarvoor gesterf. Dankie dat U opgestaan het. Dankie Here Jesus dat U ons nie glo in 'n dooie Jesus nie. Dankie dat ons kan weet U lewe en ons sal saam met U lewe ook selfs wanneer ons sou doodgaan. Maar dankie dat U solank ons asemhaal ook vir ons omgee en dra deur die moeilike lewe, of ons nou groot of klein is. Dankie Here dat ons ook kan uitsien daarna dat U kom weer op die wolke en dat ons saam met U sal wees vir tyd en ewigheid. Ons verbid vir hierdie gemeente. Here, seën hulle waar hulle ook nou in die situasie is om weer 'n leraar te beroep. Ons bid saam met mekaar. Here, hoor ons. Stuur U die een wat U wil hê hier moet wees. Word U verheerlik deur sy lewe. Maak daardie persoon gereed om ook U roepstem te kan ervaar. Wie dit ook al mag wees. Here, laat U koninkryk daardeur kom. Laat hierdie gemeente ook kan groei, steeds groei en groei, om al meer met vreugde in die diens te staan. Vader, ons bid ook vir hulle wat swaar het op hierdie oomblik, wat siek is en wat ons gehoor het met die afkondigings, dra vir elkeen van hulle. Here, waar daar pyn is, dat U dit sal verlig. Here, waar daar ernstige siekte is, dat U hulle sal aanraak met U genesende krag. Dat waar daar mense is wat moedeloos is, miskien nie oor hulle 'n pyn of 'n
'n skeet het in hulle liggame nie, maar omdat hulle hartseer is en swaar kry oor 'n pyn wat U weet in hulle harte brand. Maak ons nou ook stil om U woord te hoor en word U verheerlik daarin. In Jesus naam. Amen. Goed. Ons gaan nou ons skriflesing doen. Die skriflesing kom uit Matteus 28 vers 16 tot 20. Ek dink Junior, ja, daar staan hy, hou hom net daar. Goed, dis Matteus 28. Verse 16 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Dis nou toe Jesus die laaste keer met hulle gepraat het, voordat hy opgevaar het hemel toe. Jesus kom toe nader, vers 17, toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dan word hierdie vers deur Markus ook gesê, hierdie oproep van die Here, sy opdrag van die Here aan sy disippels, en dis in Markus 16 vers 15. Daar staan, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele wêreld. Gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele wêreld. Ek wil nou hê voor Junior vir ons die tema gaan aandui, wil ek hê u moet eers saam met my iets van dit beleef en dan gaan ons dit laat loop soos wat Junior het. Kom ons gaan, ek wil hê u moet u oë nou toemaak. Ek gaan 'n prentjie vir jou skilder, wat ek wil jou, en kinders, julle kan dit ook lekker saam vat. Ek gaan vir julle 'n prentjie in die natuur skilder. En dan moet julle saam met my dit beleef, want in die prentjie lê eintlik ons hele preek vanmôre. Goed, kom ons maak die oë toe. Ek sal vir julle bietjie vertel van hierdie prentjie. Kom ons maak nou ons oë toe vir 'n oomblik en stel vir jouself die volgende natuurtoneel voor. Daar is 'n watergat op die plaas en is stil en is rustig. Die eende of ganse lê ook rustig langs die waterkant. En dan gebeur daar iets. Die een eend staan stadig op en begin om stadig te wiegel-waggel na die waterkant van die poel. Van die ander eende begin ook so een vir een opstaan en hom volg. Wanneer die voorste eend so geruisloos in die water ingaan, kom die water in beweging en vorm sulke kringe om die eende. Die kringe word al wyer totdat dit uitkring tot aan die ander kant van die poel. Die eende se ingaan in die water het hierdie rimpeling in die water aan die gang gesit. Maak julle oë oop. Wie van julle het die rimpelings om die eend gesien? Daar's hy. Nou antwoord die groot mense.
Ja, julle kon julle inspeel in daai toneel, né? Wonderlike, eintlike, rustige toneel. En dit bring ons by ons tema. En dan gaan Junior dit vir ons soos ons preek, gaan hy dit op die bord gooi. Ons tema vir vanmôre is jou lewe maak rimpelings. Jou lewe maak rimpelings en die rimpelings het ons gehoor, kring uit, dit kring uit. En nou weet ons ook, wat veroorsaak die rimpelings by dit was toe daar iets gebeur het. Toe hierdie eend ingaan in die water, het dit begine ontstaan. Daar gebeur wonderlike dinge in ons lewe, wat groot vreugde rimpelings vir ons in ons lewe maak. En ook uitkring na ander mense om ons. Ons vertel graag van mense, daar het reën geval, wanneer dit val, of ander mooi goed wat in ons lewe is. En dan versprei dit so. Wat is 'n ding, wat 'n gebeurtenis is 'n vreugde gebeurtenis wat uitkring? Kan iemand vir my sê? In my lewe, wie van julle is getroud? Wie van julle het vir die mense niks vertel toe julle verloof geraak het nie? Nee, jy het so die ring gedra, jy het eintlik so geloop, dis ek reg, die dames laat almal kan sien, is ek reg. En almal was opgewonde. En so kan ek natuurlik nou hoop wat tekens vertel van wat getuig het van vreugde wat gebeur het. So dink ek ook aan, ja, wie was bly toe die eerste baba gebore is in jou huis? Maas, hoeveel maas en paas is hier in die kerk? Het julle net gedink aan alles wat julle sal moet doen om die kind te help grootmaak? Ja, nee, dit was nie so nie. Ouma Prinsloo, dit was 'n dogtertjie, Lizaan was haar naam. Sy kon nie haar mond hou nie. Maar wat het ouma getuig? Ouma het gesê, my kind, en sy het vir almal in die ou huis vertel, hy lyk net sy ouma. En groot vreugde en mooi dinge. Dis maklik om daarvan te getuig. Maar dan is daar ook ander goede wat dit vir ons swaar maak om te kan getuig. Slegte dinge wat in ons lewe gebeur of in ons gemeenskap gebeur. En dit kring ook uit. As daar egskeiding is in die huwelik, is daar baie seer en baie hartseer. Baie pyn hier binnekant. Maar dit kring uit. En as daar ander dinge is wat swaar is, ek dink nou sommer wat ons almal geraak het, tog is daai COVID wat oor die land gekom het en uit versprei soos 'n veldbrand. En almal van ons was daardeur geraak. En nou is die groot vraag, en dis die volgende punt waarby ons gaan stil staan. Jy kan nou maar vir ons word die volgende snit, of rimpelings kring uit, rimpelings, watter rimpelings het Jesus met sy koms na die aarde gemaak? Jesus het ook rimpelings kom maak, toe hy op die aarde was. Hy het uit die hemel uitgekom, hy het ingekom in ons wêreld. Soos ons net nou van uit en ingekom het, so het die Here Jesus gekom. Hy het sy grootheid een kant gelaat en hy het gekom as 'n diensknegt na ons toe, as 'n mens, en in ons wêreld kom inbeweeg. Weet jy, dit is so wonderlik, as jy nou dink aan hoe is daar gereageer toe die Here Jesus in die wêreld gekom het, daarin toe hy gebore is in die stal. Die eerste ding, die gebeure het begin met die herders, die engele het begin sing in die hemel. Aan God die eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het, vir die wat glo. En toe hulle klaar gesing het, toe hulle vir die herders gesê, "Jo, ons kan nie hierdie goeie tyding vir onsself hou nie. Kom ons gaan sien, nie kom ons gaan sien of dit waar is nie. Kom ons gaan sien en beleef dit dat die Here
Jesus, hierdie kind, hierdie verlosser gebore is, en hulle het hulle skape daar gelos, en hulle het gegaan, en hulle was nie teleurgestel nie. Hulle het hom gekry. En hulle het teruggegaan, staan in die Bybel, en hulle het vir almal vertel, so op hulle teruggaan na hulle werk toe, om skape op te pas. Oorals vertel vir mense, wat het gebeur? Christus, die Messias, is gebore. Ag, en dan kan ek nog baie ander noem, rondom die geboorte van die Here Jesus. Ons dink aan die sterrehemel, die Here het 'n ster gestuur vir die wyse manne in die ooste, en die ster het hulle gebring, en die ster gevolg, en ook hulle het kom buig en kniel, kom buig daar in aanbidding. En ook hulle het hulle geskenke gebring vir Jesus, goud en wierook en mirre. En soos wat ons nou gesê het, daar's nog baie ander wat ons ook kan noem. En met sy lewe het die Here, toe hy groot geword het en beginne bedien het, het hy soveel mense aangeraak met sy lewe. En waar Jesus mense aangeraak het, het hulle lewe totaal verander. Hulle het nie vreemde wesens geword nie. Hulle het nie skielik engeltjies met vlekkies geword nie, maar hulle het God leer ken. Hulle het 'n nuutheid binne hulle ontvang, wat die Heilige Gees gewerk het, dat hulle nou kinders van God genoem kan word, dat hulle met vreugde uitgebaars het. So wonderlik was dit dat ook vir hulle. Want hy is self die goeie tyding. En om in 'n verhouding met die lewende God te staan deur ons Here Jesus, is die wonderlikste geskenk wat jy op Kersfees kan kry, as ek dit nou so kan kry. Jy kan dit ook op elke dag, enige dag in die jaar kry. Hy het sy liefde, deur sy liefde, dit staan in die Bybel, vir ons in Johannes 10 geskryf. Deur is die goeie tyding, en hulle is aangeraak. En die lammes het geloop, en die blindes het gesien, en ander siektes wat hy genees het, en duiwels uitgedryf uit mense uit. En dan, dis aangegee, dit het uitgekring. Jesus het dan vir die disippels na sy opstanding gesê, vrede vir julle. En dan gee hy hulle ook 'n opdrag. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek nou vir julle, om hierdie tyding, hierdie wonderlikste tyding van groot blydskap, van nuwe lewe, van om weer in God se oë te kan kyk, en met vreugde God te kan dien, stuur ek vir julle wat dit ervaar het. En daarom is ons hele gemeente is geroep om vir God te lewe. Nou wil ek saam gaan na die volgende. Kom die groot vraag, hoe kom ek en jy dan? Hoe word ek en jy dan 'n rimpeling vir Jesus? Jesus Christus, die kinders, nou is ek weer by julle. Is julle nog hier? Is julle nog wakker? Ek gaan vir julle weer 'n vraag vra. Wie van julle ken die volgende liedjie? Ek gaan net so die eerste reeltjie sing. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans, skitter soos die sterre aan die hemeltrans, in die donker wêreld skyn dan skyn. Laat ons skyn vir Jesus. Nou gaan dit 'n bietjie te hoog. Wie van julle ouer mense ook? Wie van julle het al hierdie liedjie gehoor en self gesing? Nou klink dit beter. Ja. Ons het juist dit vanmôre ook bely. Dat ons glo. Ons het dit gedoen. Ons het dit bely. Ek glo het ons gesê. Ek glo in Here Jesus. Ek glo hy lewe. Ek glo hy het vir my sonde gesterf. Ek glo hy het opgestaan. En ek glo hy lewe in elke kind van God wat hom aangeneem het. Ek glo ek is ook sy kind. Ek glo vergewing van sondes. Ek glo dat hy kom weer op die wolke en dat ek aan hom vir ewig dan ook in die hemel by hom sal wees. Hy leef deur sy gees in my. En dan is daar 'n ander liedjie
wat ek ook wil vir julle die eerste reël sing. Wie ken die borrelliedjie? Net ek en my vrou. Ken jy hom ook? Sy ken hom ook. Anders moes Lise dit nou gesing het. Maar dit klink so. Dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus het my lief. En dan gaan hy voort. Waar kom die borrelliedjie vandaan? As julle nou mooi gaan kyk, en julle kyk hom, hy het nog daai tyd in die jeugaksieboekie verskyn, maar ons het dit baie op kampe gesing, en dis meer. En dan staan daar onbekend, wie is die skrywer van die liedjie? Nou gelukkig weet ek wie is die persoon, ek kan vir julle nou vertel. Maar wat het gebeur, ons wil dit eintlik hoor, wat is die storie agter dit? Dis jong kinders, jong dogters wat op 'n kamp was, CSV kamp, Parys, hier langs die water, die rivier, Vaalrivier het hulle die kamp gehou, 'n geestelike kamp, en toe het hulle, hele groep van hulle het tot bekering gekom en die Here aangeneem. En hulle het vir mekaar gesê, hoe kan ons hierdie storie versprei? Hoe kan ons wil die hele, dan voel dit vir jou, jy wil die hele wêreld omkeer. En toe begin hulle vir my, toe sê hulle, kom ons skryf 'n liedjie. En toe het hulle hierdie liedjie begin skryf. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief. Wat mooier sê, kan dit nie wees, dit borrel in my. Dit kom net. Dit kom net. Okay, as julle wil weet, na al die jare, kan ek sê net my vrou was deel van wat die liedjie geskryf is. Maar toe was sy nog so gewees. Nog klein. Maar dit het hulle gedoen. En ons kan dit met ons lewe doen. Die Here sê, al verander die woorde, al verander die wysie, dis nie die saak nie. Die saak is, wat het gebeur? Hierdie kinders het dit so mooi vertel, die kruis. Wat het gebeur? Hy het vir ons sonde gesterf. En daarom het hy my oë oopgemaak. En ons sing vir hom, gebruik my, neem my lewe, neem my hande, neem my gedagtes, Here, laat ek u dien. En dan is daar nog 'n storieetjie. Julle dink ek sal net stories vertel, maar die stories is ook vir groot mense. Daar was 'n seentjie wat daar was 'n groot storm op die see, en die seentjie, daar het 'n seentjie geloop, en baie, wat sê hulle vir die visies, die skelpvisies, is ek reg? Skulpvisies het uitgespoel op die storm. Maar dat was honderde, duisende wat uitgespoel het deur hierdie storm op die land. En toe het 'n seentjie daar verbygekom, en hy sien toe, maar die visies haal nog asem, en hy begin hulle teruggooi in die see. Een vir een gooi hulle terug. En 'n oom kom daar verbygestap, en hy sê vir die seentjie, jy kan maar los, man. Jy sal nooit hierdie klomp visse in die see kry nie. Jy kan maar los, dit gaan nie werk nie. Toe sê hy, oom, hy het toe vir hom gesê, jy's reg, ek kan nie vir almal van hulle help nie. Maar ek maak 'n groot verskil in elkeen wat ek wel help. Sy lewe is gered. Jou en my verantwoordelikheid is sekerlik ook nie, en ons is nie oral in die wêreld nie, maar die mense wat jou pad kruis, vra jouself af, wie daai persoon wat die kruis regtig beteken? Vertel hom dan. Vertel vir julle maats by die skool. En daar is so baie wat ons kan sê van die kruis, die teken van die kruis kry ons op baie plekke. Langs die N1 is daar by Trompsburg, af die Afrikaap toe is daar so 3 kruise wat in die nag ook brand. Gaan uit, sê die Here. Mag gaan in. Gaan uit die wêreld uit. Die ou wêreld wat jy mee bekend was. Mag gaan in Jesus
se lewe in. Laat hy inkom en gaan na die wêreld toe om hom te verheerlik en van hom te getuig. Wat sê die Here? Hy sê die woord sal nie leeg na my terugkeer nie. Jou getuienis sal nie doodloop nie. Jou getuienis sal gehoor word. En jou getuienis sal krag en vrug dra deur die werking van sy Gees. En as ons vanmôre sê, en want ons is gou om te sê, maar wie gaan saam? Ek soek versterking. Dan sê die Here vir ons, ek gaan saam. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld, totdat hy kom op die wolke. Glo jy dit? Oud of jong? As jy dit glo, gaan leef dit uit. Dit is jou voorreg. God wil jou gebruik. Elkeen van ons. Jou lewe. Kom ons by die volgende vers. Hoe word jy 'n rimpeling van Jesus? Ons het daarby stil gestaan van deur om aan te neem en 'n rimpeling, dan rimpel jou lewe uit met jou getuienis, en dan is daar 'n laaste ene, as ek reg is. As ek nie reg is nie, waar is Junior? Laat hy net vir my sê. Goed. Maar dis wat die Here dan vir ons sê. Glo dit, verstaan jy dit, glo dit, gaan leef dit vir sy koninkryk. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie dat U vir ons vanmôre ontmoet op 'n baie wonderlike manier, dat U vir ons roep om U rimpelings te wees. Lewe en dat ons deur ons lewenswyse, dit vir almal wat ons ontmoet of wat ons in ons geselskap kom, sal weet. Ook hierdie mens is 'n rimpeling van Jesus. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons dien nou die Here met ons dankoffers.